Welkom terug by die groot ontbyt. Ons is verskriklik opgewonde want vandag kondig ons die wenners van die Wen 'n Bruid kompetisie aan. Het jy geweet Etienne Bedeke Prokureurs se dienste sluit onder andere in die opstel van huweliksvoorwaarde kontrakte en testamente. Besoek gerus etiennebedeker.co.za vir meer inligting. En vandag kuier meneer Etienne Bedeker homself en ook Mariet van Niekerk van die Bruidsgids hier by ons om die wenners aan te kondig. Môre julle. Goeiemôre Pierre. Goeiemôre Jennifer. Dis 'n voorreg om julle hier te hê, maar voor ons die wenners aankondig, moet ons eers gesels oor hierdie hele kompetisie. Dit was 'n merkwaardige veldtog. Dit het wyd en suid geloop. Mariet, hoe vergelyk die inskrywings wat julle hierdie jaar gehad het met vorige jare se inskrywings? Pierre, ek dink natuurlik eerstens, dit was nou die eerste keer wat Bruidsgids die kompetisie gedoen het saam met die groot ontbyt en saam met Etienne Bedeker. En ek dink dit was vir ons op sigself soos 'n baie groot voorreg gewees. En ek dink dit het ook gehelp omdat dit toe nou op TV is. Het dit gehelp met om buite inskrywings te kry, buite stemme te kry. So daar was bietjie meer as wat net ons eie platform is. So dit beslis gehelp. Ons het lekker inskrywings, lekker stemme gekry. Dit was oor die algemeen net 'n baie suksesvolle en 'n goeie kompetisie en ons is bly om vandag hier so te sit. Die tyd het vinnig gevlieg. Voel soos gister wat ons hier gesit het, maar ons sien uit om te sien wie die wenners is. Ja. Etienne, hoekom het julle besluit om hierdie jaar betrokke te raak? Jennifer, ons spesialiseer soos ons gesê het in huweliksvoorwaarde kontrakte onder andere en ons kom al 'n lang pad saam met Bruidsgids ook. Ons adverteer altyd saam met hulle op al hulle bruidskoue. En ons glo ook in groot ontbyt, jy weet, laat ons lekker bemarking kry en dan natuurlik vir die mense wat deelneem, ons wil vir almal huweliksvoorwaarde kontrakte doen en dan gaan ons ook vir al hierdie paartjies wat nou hierso sit, gaan ons verniet hulle huweliksvoorwaarde kontrakte doen en 'n testament sommer ook verniet doen vir hulle. Hey. Dis baie lekker. En vir die wenpaartjie, hoe werk dit? Wat kry hulle? Hulle gaan ook, ja, hulle kry ook dit en dan sal daar 'n paar ander spesiale goed vir hulle ook wees. Ons sal dit later baie lekker. Maar wat kry die wenpaartjie alles vandag? Jennifer, dit is 'n troue ter waarde van R250,000. Dit is 'n massiewe prys. Dis my baie hartseer dat ek sien al hierdie mooi gesiggies sit hierso, vriendelike gesiggies en mens weet ons net een paartjie. Dis moeilik as mens weet jy wil vir almal. Ek weet dit is cliché, maar mens wil graag vir almal dit gee. Maar ons het wonderlike borge gehad. In die eerste plek kon ons nie sonder die groot ontbyt dit gedoen het nie. Ons kon nie sonder Etienne Bedeker dit gedoen het nie. Maar buiten die twee borge was daar ook ander mense wat aan boord gekom het. En hulle het nie eers 2 keer gedink nie. Dit was ons het die telefoon opgetel, hulle gebel en hulle was net dadelik. Soos weet jy wat hulle wil 'n paartjie seën met dit. So ek gaan net sommer 'n paar noem. As mens vat Kralenberg Estate is die venue daar in die pragtige Ermelo omgewing. Hulle gee die venue, hulle gee 'n 3-gang maaltyd en ook akkommodasie vir die aand van die troue vir die paartjie. Dan het ons vir Dian Daniels wat die trourok gee. Hy gee die bruidegom se pak en ook die bruidsmeisie se rokke. Ons het vir Café Fleur wat die blomme en dekors, hulle gaan die saal bietjie meer net nog bietjie mooier maak. So Café Fleur daarso. Ons het dat ek net dink, ons het Chris en Ellie wat die bruid se gesiggie net soos gaan seker maak of vel is op tip-top gehalte met gesigbehandelinge wat hulle doen. En 'n wy wat die make-up en hare doen vir die bruid en die bruidsmeisies ook. So hulle gaan dit vir hulle doen. Ons het vir Vanby wat 'n laser daai ligte, ek weet nie of julle al gesien het nie, dan maak hulle die vanne wat hulle op sit, die neonligte, ja. Soos Etienne gesê het van Etienne Bedeker is hulle gee die huweliksvoorwaarde kontrak wat hulle gee ook vir die wenpaartjie en ook die vir die ander paartjies en ek dink daar's 'n koek, die Big Cake Studio, gee ook 'n koek weg, maar nie net vir die troue nie, dit is beter as dit. Hulle gee vir die kombuistee koek en dan vir die troue en dan vir die 1 jaar huweliksherdenking gee hulle. Ek kan nooit veel koek eet nie. En okay, deur doen die fotografie ook. Deur gaan al die pragtige oomblikke vasvang, dat hulle as hulle die koek op die 1 jaar anniversary nou eet, jy weet, dan kan hulle terugkyk na die foto's en net met 'n glimlag op hulle gesig net terugkyk na die spesiale dag, ja. Etienne, as 'n mens so voorberei vir 'n spesiale dag, al hierdie goed wat ons nou genoem het, is swaar by mense se beplanning. Jy dink net aan al hierdie dinge en dit moet hulle reg uitwerk, maar daar's soveel regsaspekte wat 'n mens nie altyd nakyk nie. Is daar algemene foute wat paartjies maak as dit nou spesifiek by hulle verantwoordelikhede daarvan kom?
Ja, Pierre, die grootste fout is natuurlik dat hulle ons bel die dag na die troue en sê hulle soek 'n huweliksvoorwaarde kontrak. Ja. Dis 'n voorhuwelikse kontrak, dis nie 'n nahuwelikse kontrak nie. En dan is dit te laat en dan is dit hofaansoek, kos jy seker 30 of 40.000 rand om dan jou HVK dan te registreer na die tyd. So nee, hulle moet definitief, dit moet voor die tyd. Ons kan die dag voor die tyd, ons doen dit baie keer die dag voor die tyd, maar liewer maar 'n maand of 3 voor die tyd. So dis die belangrikste en dan moet hulle maar besluit of hulle met die aanwasbedeling of sonder die aanwasbedeling wil trou en ja, partykeer besluit hulle sonder die aanwasbedeling en dan na die tyd wil hulle dit verander en ja, dit is jy moet voor die tyd jou besluit hoe jy dit wil doen. En ons stel die kontrak op. En dan 'n ander ding wat ek ons al gesien het, dat die mense moet seker maak die ding is geregistreer. Die prokureur het 3 maande om te registreer. En ons kry verskeie keer dat die prokureurs registreer hom nie. En dan dan sal hulle binne gemeenskap van goed getroud. Jy weet, so hulle moet net seker maak na die tyd hulle kry binne 3 maande van hulle gaan teken het, moet hulle hulle moet die oorspronklike ene kry en seker maak hy is geregistreer. Marit, hoe het ons gekom by hierdie 5 paartjies? Wat was die proses tot hierso voordat ons die wenner aankondig? So hulle het ingeskryf, toe ek nou laas by hulle kom kuier het ons nou die kompetisie oopgemaak en toe het hulle ingeskryf en dan basies gaan dit hoofsaaklik op stemme. So hulle deel ook hulle stories soos julle nou vroeër gehoor het. Dis nou net hierdie top 5 wat nou op TV nou hulle storie kom deel, maar hulle het met hulle inskrywing vir ons mooi vertel hoe hulle ontmoet het en alles en ja, dan die publiek vir hulle gestem, vriende en familie, almal het vir hulle gestem en ja, nou gaan ons sien wie is die wenner van hierdie groot prys. Marit, maar daar het jy nou gesê, dit gaan oor wie is die wenner. Nou ja, ons kan seker nou maar daarby uitkom, want ons het hulle op 'n lyntjie gehou vir die hele oggend al, behalwe voor dit ook. Ja. Jy weet wie dit is, die res van ons het nou nie 'n klou nie, maar jy sal vir ons sê wie die wenner is vir die Wen 'n troue kompetisie ter waarde van R250.000 met Etienne Bedeker en bruidsgids. Marit, wie wen? Seker jy was reg. Ons is gereed. Ons sit hier op die punt van ons stoel. Is julle reg vir dit? Okay. So die wenner van Wenner Troue in samewerking met Bruidsgids, die Groot Ontbyt en Etienne Bedeker is Izaan en Reinhard. Nou, daar's hy. Izaan en Reinhard wen baie geluk Izaan en Reinhard. Nou ja, wat 'n prys om te hê. Ons gaan net hierna met hulle gesels. Nou hoor ons bietjie hoe voel hulle oor hierdie ongelooflike prys wat hulle gewen het.